Matteus 25. En Wessel, as dit reg is met oom daar agter, gaan ons die openingslied gaan ons ook oorslaan. Ons sal vanaand reguit na die woordverkondiging toe gaan. Ons tema van die reeks dan is verootmoediging deur rentmeesterskap. Ons teks van die reeks, Jakobus 4 vers 6 en 7, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel, hy sal van julle wegvlug. En ons fokus dan is aan die nederiges gee hy genade en onderwerp julle dan aan God. En met hierdie tema en met hierdie gedagte gaan ons dan na die woord van die Here toe en ons lees Matteus 25 en ons begin by vers 14. Baie bekende gedeelte, die gelykenis van die talente. Kom ons lees dit saam daar vanaf vers 14 tot vers 30. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente en aan die ander 2 en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 talente ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken dat u 'n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie dienskneg. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en bymekaar gemaak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die 10 talente het. Want aan elkeen wat het sal gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknars van die tande. Ons lees net so ver vanaand vanuit die onfeilbare woord van die Here. Ons het klaar gebid en ons gaan nou nie ons openingslied sing nie, so ons begin dan dadelik met ons teks van oordenking en dit is vers 14 en 15. Daai 2 beginverse van die gedeelte want sê, want is soos 'n man wat op reis wou gaan, sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente, aan die ander 2 en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. En ons praat vanuit die gedeelte vanaand oor rentmeesters en vermoëns. Nou net so vinnig, waarna het ons al gekyk? Ons het vasgemaak wat verootmoediging is. Dit is om in nederigheid onderworpe aan die Here te wees. Ons het vasgemaak wat rentmeesterskap is. Dis iemand aan wie iets toevertrou is deur 'n eienaar. Dit moet getrou bestuur word
en daar sal verantwoording gedoen word. En ons het in hierdie week hierdie twee woorde aan mekaar kom vasbind en gesê, om 'n goeie rentmeester te wees, moet jy verootmoedig wees, moet jy onderwerp aan die Here wees, sodat sy wil eerste kom en 'n mens uiteindelik 'n getroue rentmeester sal wees. Dit bring ons nou by ons volgende stap in rentmeesterskap, en dit is rentmeesterskap en die vermoëns wat iemand het. Ons kan dit talente noem, ons kan dit sterkpunte noem, ons kan dit potensiaal noem, maar op die einde van die dag gaan dit oor 'n mens se vermoë. En dit vat ons aan hierdie bekende skrifgedeelte toe, die gelykenis van die talente. Man gaan op reis, wat maak hy eerste? Hy het sy besittings aan sy diensknegte toevertrou. En daar tel ons dadelik 'n woord op wat ons nou gister en gisteraand baie oor gepraat het, en dit is die woord toevertrou. Hy gee dit aan sy diensknegte oor. En ons sien daardie rentmeesterskap. En dan dadelik die volgende wat hy sê, aan elkeen na sy vermoë. Dan gaan 'n mens nou deur die verhaal en jy kom aan die einde en dit kom by die twee diensknegte wat hy voorsê, mooi so goeie en getroue dienskneg. En dan uiteindelik die laaste een wat hy sê, jou slegte en luie dienskneg. En dis woorde wat natuurlik niemand wil hoor nie. Nou, een van die skrywers wat ek so oor die gedeelte gaan oplees het, sê dit is 'n gelykenis van wasted opportunity of 'n vermorste geleentheid as 'n mens nou na die laaste diensknegt kyk. Hulle het 'n talent gehad, hulle het 'n geleentheid gehad, maar die geleentheid het hulle dan uiteindelik vermors. Dit sluit weer aan by die gelykenis wat ons gisteroggend na gekyk het. Net so een bladsy terug van waar ons vanaand gelees het, is Matteus 24 en daar het ons mos gelees die gelykenis van die twee diensknegte, ook die man wat weggaan en hy gee werk aan twee diensknegte en toe die meester terugkom, toe kry hy een getrou met sy werk, maar die ander een het gesê die meester tal hom om te kom en toe begin hy om die ander diensknegte te slaan en hy het saam met dronkaards geëet en dan gedrink. En ons vind ook 'n goeie dienskneg en 'n slegte dienskneg. So in hierdie twee gedeeltes, die een wat ons gelees het en die een wat ons gisteroggend aangeraak het, kry ons daai beginsel. 'n Mens kan 'n goeie dienskneg wees of jy kan 'n slegte dienskneg wees, of dan in die geval wat ons nou hierdie week oor praat, 'n rentmeester. En iets wat ons nou gesien het in albei hierdie gedeeltes en wat ons nou die hele tyd oor praat, is wanneer 'n mens begin oplet vir woorde soos aangestel, woorde soos toevertrou, dan besef 'n mens, die Bybel praat eintlik baie oor rentmeesterskap. Dis nie 'n gedagte wat ons net nou en dan van hoor nie, maar die Bybel praat eintlik gereeld met ons daaroor. En nou het ek van gister af al begin sê, ons is rentmeesters van Christus. Hy het ons aangestel oor alles in ons lewens. Hy het baie aan ons toevertrou. En so sit ons onsself vanaand in die skoene van die dienaars in die gelykenis van die talente. Ek het gisteraand vir gesê en ek sê dit weer vanaand, rentmeesterskap gaan nie net oor die letterlike dinge nie. Ek het gisteroggend verduidelik, baie mense as hulle rentmeesterskap hoor, dan dink hulle finansies, maar dit gaan natuurlik oor baie meer as dit. Gisteraand die evangelie, vanaand gaan dit oor ons vermoë, kan wees sê, ons sterkpunte, ons talente, ons potensiaal, alles wat ons mee geseën is. Die vraag is, watter tipe rentmeesters of diensknegte is ons daarvan? Is ons goeie getroue rentmeesters of na die ander kant toe? Want ons doel in hierdie tyd is om seker te maak, ons is goeie rentmeesters en om uiteindelik daai woorde eendag by ons meester te hoor. Ek dink nie daar sal mooier woorde wees wat op 'n mens se oorval as eendag voor die Here Jesus wat hy vir ons sê, mooi so, goeie getroue dienskneg. Dis wat ons wil hê. Dis ons doel. Nou net so vinnig, 'n goeie voorbeeld van iemand wat die Here met vermoë geseën het, en ek gebruik sy voorbeeld want dit is fisies sigbaar en dit is die voorbeeld van Samson.
So ons dink, die Here het Samson geseën met vermoë. Wat was sy vermoë gewees? Ons almal weet, hy was sterk gewees. Die Here het hom geseën met bonatuurlike krag. En die Here het 'n doel gehad met daardie krag. Dit was nie sommer maar net gewees nie. Ons lees die Here het hom die krag gegee want hulle moes die Filistyne oorwin. Daar was druk gewees van die Filistyne oor die Israeliete en die Here wou die Israeliete verlos vanuit die hand van die Filistyne. En so het die Here, ons lees elke keer, die Gees vaardig gemaak oor Samson en hy het krag gehad en hy het bonatuurlike dade gedoen deur die krag van die Here. So die Here het vir hom vermoë gegee met 'n spesifieke doel. Maar nou gaan lees ons deur die verhaal en ons ken vir Samson en ons weet wat hy alles gedoen het. Hy het daardie vermoë meer as een keer gebruik om homself te help, om homself te verheerlik, om iets vir homself te beteken. Terwyl hy ook eintlik 'n goeie rentmeester daarvan kon wees en dit vir die Here gebruik het. Want as kinders van die Here is ons doel, ons begeerte is om die Here te verheerlik. Om goeie rentmeesters te wees van dit wat die Here aan ons toevertrou het, om onderwerp aan die Here te wees. En so gaan ons vanaand, ek het vir u gesê, ons gaan elke aand, die 3 punte wat ons nou het oor rentmeesterskap, gaan ons elke keer toepas op dit wat die Here ons mee toevertrou het. En vanaand is dit dan ons vermoë. Ons begin by ons eerste gedagte, presies dieselfde as die vorige dienste, en dit is die een wat dit toevertrou. Dit vat ons weer na vers 14 toe, Matteus 25 vers 14. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. Nou die gelykenis, die vraag is, wie het dit toevertrou met die begin van die gelykenis? En ons het duidelik gesien hierdie man wat op reis sou gaan. Nou die Here Jesus gebruik gelykenisse om waarhede oor te dra. Ons weet dit. Waarhede oor God, waarhede oor sy woord en baie dikwels waarhede oor die koninkryk van die hemele. En nou kom hy by hierdie gelykenis, hy wil 'n waarheid oordra en hy praat oor hierdie man wat op reis gegaan het en hy het sy besittings aan sy dienaars toevertrou. So ons kry dadelik die idee rentmeesterskap. Maar aan wie behoort dit? Hierdie talente, die eers die 5 en toe die 2 en toe die 1, aan wie behoort dit? Dit behoort aan die man wat op reis sou gaan. Dis hoekom hy terug kon kom en vra, maar wat het julle daarmee gedoen? Want dit was sy talente gewees om iets daarmee te doen. En soos ons nou al gesels het oor rentmeesterskap, die eienaar het verwag dat hulle daardie talente, dit wat hulle ontvang het, dat hulle dit bestuur, maar dis nog steeds die eienaar se. En hy het dit oorgegee, toevertrou, hulle ontvang dit en hulle moet iets daarmee doen. Nou wat is die talente? Talente in daai tyd was nou nie 'n spesifieke geldeenheid of iets gewees nie, dit was eerder 'n mate gewees, 'n gewig wat hulle van gepraat het. In hierdie spesifieke gedeelte is dit 'n gewig van silwer, vers 18 sê vir ons geld, maar daai geld, die Griekse woord, word vertaal as silwer. Ek gaan nie vanaand dink ek 'n Griekse woord verduidelik nie, so maar net hierdie een. Die geld is silwer en die talente se mate. Maar elke diensknegt het 'n maat silwer ontvang wat hulle iets mee moes doen. Nou die gelykenis wat die Here Jesus gebruik en die man wat op reis moes gaan, is baie duidelik 'n beeld van die Here Jesus. Want die Here Jesus vertrou sekere dinge toe aan sy dienaars, aan sy diensknegte, die kinders van die Here. In vers 15 sê baie duidelik, aan elkeen na sy vermoë. So die Here ken sy kinders en hy gee aan elkeen van hulle wat binne sy vermoë is om te gebruik. En die Here het verwag, die man wat nou op reis gegaan het en dan sy mense die Here Jesus daarin vat, het verwag dat hierdie mense te werk gaan daarmee. Hulle moes dit gebruik. En hy het dit ook vir daai laaste diensknegt gesê, hy moes dit by die wisselaars gaan stort het. As 'n mens nou die waarheid daaruit vat, 'n mens moet te werk gaan met dit wat die meester aan jou gee. En so verwag die Here Jesus, dat 'n mens met die vermoë wat hy vir jou gee,
dat 'n mens iets daarmee sal doen. Iets wat vir hom beteken. Nou kom ons blaai gou weer vanaand en ons eerste gedeelte waarna ons blaai is Romeine 12. En soos ek nou die vorige kere gesê het, u kan saam met my blaai of u kan maar net sit en luister. Romeine 12 en ons gaan daar van vers 3 af. Ek gaan sommer daar by vers 3 begin. Kom ons begin eerder by vers 2. Romeine 12 van vers 2 af. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So dit begin by, wat is die wil van die Here? En dan sê hy, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van die geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. En nou dink ons dadelik aan aangestel, toevertrou. Die Here het dit gegee. Vers 4, want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. En ons kan net daar stop in hierdie gedeelte, maar wat sien ons duidelik? Ons sien, wat is die wil van God? Ons sien, die Here het gegee, hy het toevertrou, hy het toebedeel, en ons as kinders van die Here het ontvang. En nou met dit wat ons ontvang het, gaan dit oor, wat is die wil van die Here daarmee? Ek het genadegawes. Ek moet iets daarmee doen. So ons kan onsself in hierdie gedeelte insluit. Ons is rentmeesters van die Here Jesus Christus. Nou wil ek net so vinnig iets nog verduidelik, en dit is die onderskeid tussen genadegawes en persoonlikhede, want baie mense sê partykeer genadegawes, en dit is soos iets besonder wat die Here vir jou gee, iets waarmee hy 'n kind van die Here seën, iets wat nie noodwendig miskien daar was nie, maar hy gee dit vir hom iets vir sy koninkryk te verduidelik. Maar dan is daar ook sterkpunte, iets wat te doen het met my as persoon, miskien my persoonlikheid. Ek weet nie wie van u het al hierdie persoonlikheidstoetse gedoen nie, wat hulle sê jy's hierdie kleurpersoon of hierdie tipe persoon, of elke persoonlikheid het mos duidelike sterkpunte. Hulle sê vir jou persoonlikheid, en dan lê hulle hom so uit sterkpunte. Maar of dit genadegawes is, en of dit sterkpunte is, of dit my persoonlikheid is, die een ding wat ons met albei van hierdie kan vasmaak, is dit kom van die Here af. Ons kan dit aan die Here toeskryf. Dink aan wat die Here vir Jeremia sê, in Jeremia 1 vers 5, hy sê, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, so daai vorming kom deur die Here plaas, vind deur die Here plaas, en vat kinders wat gebore word, ons wat nou 4 kinders het, hulle word in dieselfde huis groot, selfde ma en pa, min of meer dieselfde opvoeding, die oudste een is mens bietjie meer streng mee as die jongste een, maar min of meer dieselfde opvoeding, maar tog is hulle heeltemal verskillend. Hoe verduidelik 'n mens dit? Van die moederskoot, in hulle moederskoot het die Here gevorm, en hy het 'n persoon gemaak, met 'n verskillende persoonlikheid, met verskillende sterkpunte, selfs in ons drietjies kan 'n mens wel die sterkpunte begin raak sien, in elkeen, want die Here het gegee. So net om dit vas te maak, daar's dinge wat persoonlikheid is, en sterkpunte is, en ons dinge wat genadegawes van die Here is, maar dit alles, kan ons sê, is van die Here af. Hy is die een wat toebedeel. Hy is die een wat toevertrou. En so rus die Here ons toe met talente, met vermoë, en elkeen van ons se talente en vermoë verskil. Ek weet, sommige van u kan baie mooi sing, wat ek nou nie noodwendig kan doen nie. Ander kan goed praat, goed redeneer, ander het oortuigingsvermoë. Sommige mense is baie goed met hulle hande, maar die Here het vir elkeen van ons vermoë gegee. Toerusting waarmee ons te werk moet gaan. Dink weer aan die gelykenis. Hulle moes te werk gaan met hulle talente. Ons moet te werk gaan met die toerusting wat die Here vir ons gegee het. En nou wil ek weer so in hakkies sê, net 'n bietjie ekstra inligting by.
Al verwag die Here van ons soms iets wat buite ons gemaksone is. Dit beteken nie dis buite ons vermoë nie. Die Here weet wat in ons vermoë is. Die Here sal ons nie van iets vra wat buite ons vermoë is nie. Kyk maar na Moses, na Jeremia, na Gideon en so kan ons aangaan. Mense wat gesê het, maar ek kan dit nie doen nie, maar dit was binne hulle vermoë en die Here het dit vir hulle gewys met sy toerusting. En die Here gee vir ons toerusting, talente, sterkpunte, persoonlikhede, ons kan al die goed opnoem, maar die ding wat vir ons uitstaan is, ons is rentmeesters daarvan. Ons is rentmeesters. En waar kom die verootmoediging in? Want ek moet hierdie vermoëns wat ek het, moet ek sê, Here, wat verwag U? Moet ek daarmee doen? Wat kan ek doen om U saak te bevorder? Wat kan ek doen om die Here Jesus uit te straal? Wie ons tema vir die jaar, wat kan ek doen om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees met die vermoë wat U vir my gegee het? So daar's 'n onderwerping. U het dit vir my gegee, wat kan ek daarmee doen vir U? Nou moet ek dit bestuur en dis maar ons natuurlik nou waar ons tweede gedagte inkom, aangestel om dit te bestuur. Ons vers is vers 15 en dan die een gee hy 5 talente, aan die ander 2 talente, aan die ander 1, aan elkeen as sy vermoë, en dis nou waar ons fokus nou val, aan elkeen as sy vermoë en hy dadelik op reis gegaan. Nou iets wat hierdie gelykenis interessant maak, is ons lees wat elkeen van hierdie diensknegte met hulle talente silwer gedoen het. Maar ons lees nie een keer dat die meester vir hulle sê wat hy verwag het nie. Ons lees nie van instruksies nie, ons lees nie dat hy vir hulle 'n nota gelos het nie, ons sien net, hy het dit aan hulle toevertrou en hy het op reis gegaan. Hy het aan hulle gegee en hy het gegaan. En dan in vers 16 lees ons, en die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en die 5 ander talente gewin. En dan natuurlik die tweede diensknegt wat ook dadelik met daai talente gewerk het. Maar as daar geen instruksie was nie, hoe het hulle geweet wat hulle moes doen? Nou lees ons bietjie verder. Nou kom ons by mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou. Oor veel sal ek hulle aanstel. So wat het die man wat op reis gegaan het verwag van sy diensknegte? Getrouheid. Dis wat hy verwag het, getrouheid aan hom. En dit het ons mos gister na baie gekyk. Ons vers gister wat ons gebruik het, 1 Korintiërs 4 vers 2 en verder word van die bedienaars of die oikonomos, die rentmeesters vereis dat hulle getrou bevind moet word. En ek het gisteroggend vir julle gesê, dit is die uitstaande attribuut van 'n diensknegt, 'n goeie diensknegt, 'n goeie rentmeester, is getrouheid. So die meester het van hierdie diensknegte van hom verwag dat hulle getrou sou wees in dit wat hulle ontvang het. En dis waar hierdie gelykenis deurkom na ons toe. As rentmeester van die Here Jesus, wat verwag hy van ons? Getrouheid. Ons het van hom ontvang. Ons het die evangelie ontvang, het ons er na gekyk, vanaand ons het ons talente en ons vermoë ontvang. Hy verwag dat ons getrou aan hom sal wees. Ek het vroeër gesê, ons wil die Here verheerlik. Ons wil die Here gelukkig maak, vreugde gee deur die besluite wat ons met ons lewens, met ons vermoëns, met ons talente doen. En ons kan dit doen deur getroue diensknegte te wees. Getroue diensknegte, die disippels is daarvan 'n fantastiese voorbeeld. Dink bietjie aan die disippels, wie was hulle? Dit was 'n klomp verskillende manne bymekaar gewees. Daar was vissermanne, daar was 'n dokter, daar was 'n belastinginsameler, daar was 'n skrynwerker gewees. Daar was verskillende manne bymekaar met verskillende vermoëns, heeltemal verskillend gewees. Die Here het nie van een van daai manne verwag om skielik 'n skrifgeleerde te wees soos wat die Fariseërs en die Sadduseërs en daardie manne was nie. Wat het die Here van hulle gevra? Getrouheid. Volg my. Ek sal julle maak vissers van mense. Hy het getrouheid verwag dat hulle die vermoëns wat hulle het as rentmeesters gebruik vir hom. En dis wat die Here van ons vra. Hy vra van ons daardie getrouheid. Gebruik ons dit vir hom
om hom te verheerlik, of gebruik ons dit vir onsself, en onsself vooruit te laat gaan, of onsself te laat verryk? Want dis baie keer wat die wêreld doen. Ons sien dit, mense het die talente en hulle het alles wat die Here, hierdie vermoëns wat die Here aan hulle geskenk het, maar dan gebruik hulle dit om hulle self te verryk, om hulle self vooruit te laat beweeg. Die Here verwag van sy diensknegte om getroue rentmeesters te wees. Nou dan, wanneer ons getroue rentmeesters is, of selfs ontroue rentmeesters, gaan ons uiteindelik verantwoording daarvoor moet doen. En dit bring ons natuurlik weer by ons laaste gedagte, die derde een wat ons hanteer met al die verskillende dinge wat aan ons toevertrou is. Daar sal verantwoording wees, ons vers vanaand, en na 'n lang tyd het die Heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. Nou dis eintlik vir my nogal mooi. Iets wat ek vinnig wil noem. Dit kan nie toevallig wees dat hierdie man weggaan en hy vertrou aan sy dienaars toe en hy kom terug en hy reken met hulle af nie. Hoekom sê ek dit kan nie toevallig wees nie? Wat het die Here Jesus gedoen? Hy kom in Johannes daar wat hy vir hulle vertel oor die Heilige Gees en hy sê vir hulle, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. En uiteindelik, nou kom 'n mens aan die einde van Lukas en hier in Handelinge 1 in, en die Here Jesus het weggegaan, hy het opgevaar na die hemel. Maar waarmee vaar hy op? Met 'n belofte. Ons lees Handelinge 1 vers 11, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgegaan het is in die hemel, sal net so kom soos julle hom sien wegvaar het. Hy wat gegaan het, soos die man wat op reis gegaan het, gaan terugkom. En hy gaan afreken by die regterstoel, 2 Korintiërs 5 vers 9 en 10. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. So die afrekenis ook daar. So kyk net hoe wys hierdie gelykenis eintlik presies wat met ons gaan gebeur. Maar dan net terug by die gelykenis. Hierdie man kom terug, hy was op reis gewees, hy kom terug, en sy dienaars moet verantwoording gee. Hy kom om met hulle af te reken, en dan so 'n positiewe kant en 'n negatiewe kant. Kom ons begin by die positiewe, en dan gaan ons die negatiewe aanraak, en dan eindig ons met die positiewe. So die positiewe, die 2 diensknegte, die getroue diensknegte, die man kom terug, en hy vind hierdie 2 diensknegte, hulle was getrou aan hom. En wat doen hy? Hy beloon hulle. En hierdie beloning is eintlik veelsidig. Ons sien nou net, hy gee vir hulle nog, maar dit is eintlik veelsidig. In die eerste gedeelte van hierdie beloning is, hy sê hulle is goeie, getroue diensknegte. En hy sê, hy gaan hulle oor meer aanstel. So nou was daar aan hulle, as jy nou net die gelykenis vat, was daar vir hulle 'n verhoging gewees. Daar word meer aan hulle toevertrou. En dan verder lees ons, gaan in die vreugde van jou Here. So hy stuur hulle weg met vreugde, hy stuur hulle weg met die wete, hulle meester is gelukkig met hulle. En iets wat baie opvallend is, al 2 die eerste diensknegte het presies dieselfde beloning ontvang. Hulle is met dieselfde woorde weggestuur. En wat dit vir my sê is, die getrouheid word beloon. Nie die hoeveelheid wins wat hulle ingesamel het nie, maar die getrouheid. Die vrug van hulle arbeid word nie beloon nie, maar die feit dat hulle getrou gearbei het. So daar was beloning gewees vir hulle getrouheid. Die negatiewe kant. Vanuit hierdie 3 diensknegte was daar een wat nie getrou gehandel het nie. Hierdie man kom nou terug van sy lang reis en hy vind hierdie laaste diensknegt, hy het sy talent begrawe en hy het dit uitgehaal toe hierdie man nou terugkom. Hy het nie gedoen wat sy meester van hom verwag nie. Natuurlik het die meester vir hom ook gegee wat binne sy vermoë was. Ons het dit heel aan die begin gelees, maar hy het dit nie gedoen nie. En sy antwoord, meneer, ek het nie geken dat jy 'n harde man is wat maai waar jy nie gesaai het nie, bymekaar maak waar jy nie uitgestrooi het nie, omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Dit wys eintlik vir ons, hy het sy meester nie geken nie. Want met die vorige 2 het die meester hard opgetree.
Nee, hy het nie. Hy het inteendeel, kyk hoe mooi het hy teenoor hulle opgetree en hy het hulle getrouheid beloon en hy het meer aan hulle toevertrou. So die diensknegt het nie sy meester geken nie, maar nou kom die meester en hy beoordeel hom met die woorde wat hy gebruik het. Hy sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. So hy bevestig nie wat die diensknegt sê nie, maar hy oordeel hom met sy eie woorde. En uiteindelik het hy die talent wat hy ontvang het hy van hom weggeneem. So daar was nie 'n beloning nie, maar eerder 'n oordeel gewees of 'n beoordeling. So as rentmeesters gaan die Here met ons afreken. Ons weet daai dag is op pad. Ek het nou die vers gelees van die regterstoel, maar dit wat ons met ons vermoëns, talente, sterkpunte doen, gaan ons uiteindelik verantwoording voordoen. As ons nie getrou is nie, ons lees net eenvoudig nie van 'n beloning nie. Maar die treffende, die getroue diensknegt, hoor daai woorde, gaan in die vreugde van jou Heer. Daai woorde ontbreek by die een wat nie getrou is nie. So as 'n mens nie getrou is nie, verheerlik jy nie die Here nie. Jy's nie aan hom welbehaaglik nie. Ons fokus baie op die positiewe en sê ons wil die Here welbehaaglik wees, maar daar is 'n manier wat jy nie kan wees nie en dit is as mens nie getrou is nie. Maar die positiewe kant, ek het gesê ek wil eindig weer by die positiewe kant. Net so waar soos wat dit in die gelykenis is, so waar is dit vir ons vandag. Die Here beloon die wat getrou is in ons werk vir hom. As ons doen wat die Here van ons verwag en ons is getrou, dan sal daar vir ons 'n beloning wees. Daar sal seëninge wees. Die Here sal ons met meer toevertrou. En hy beloon getrouheid. En ek dink iets waarop 'n mens kan fokus is die feit dat 'n mens vreugde ervaar. Hoekom sê ek so? Want ons verheerlik die Here, ons gaan in die vreugde van ons Heer, en daardie vreugde wat hy het oor ons, stort hy uit in ons harte. Handelinge 2 vers 28. U het my die weë van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by u aangesig. So ons ervaar daardie vreugde. En dis 'n vreugde wat niks in die wêreld my kan gee nie. En dis ook 'n vreugde wat niks in die wêreld kan wegvat nie. Dis die vreugde wat die Here in my hart uitstort. En dan saam met dit, wanneer ons verantwoording doen, wat word beloon? Nie die resultate nie, maar getrouheid. Dink aan die voorbeelde van al die verskillende profete en wat hulle gedoen het en die woord wat hulle gegee het. Hoeveel mense tot bekering gekom het onder hulle woord en onder hulle profesie. Dink aan Jesaja, die Here het vir hom gesê, jy gaan profeteer, maar hulle gaan nie hoor nie. En daar gaan net 'n oorblyfsel wees. So die Here het vir hom gesê, jy gaan nie resultate hê nie, maar wees getrou. En so, en om net 'n voorbeeld gebruik, as die Here vir my vra, ek moet die evangelie met mense deel, en ek preek vir 100 mense, en een kom tot bekering, gaan die Here my beloon? Ek glo so, want dit gaan oor getrouheid. Maar wat as die Here nou vir, ons vat 'n bekende persoon, vir Donald Trump sê, jy moet vir my die evangelie verkondig, en hy sit dit uit op sy media platforms, en dit bereik biljoene mense, en 100,000 mense kom tot bekering. Gaan hy beloning ontvang? Ja, hy was getrou gewees, maar wie van ons twee gaan die meeste beloning ontvang? Niemand nie, want dit gaan oor die getrouheid. Ons gaan dieselfde beloning ontvang, want dit gaan oor dit wat die Here vir ons gee, binne ons vermoë, moet ons net getrou wees. En dis eintlik 'n wonderlike gedagte om te dink. Die Here verwag nie van my resultate nie, hy verwag van my getrouheid. En ons gaan eendag verantwoording doen van dit wat ons van die Here ontvang het, ons talente, ons sterkpunte, ons vermoë, en hy gaan vir ons die vraag vra, was jy 'n getroue rentmeester gewees, en vertrou ons, hoop ons, werk ons, ywer ons om te hoor, mooi so, goeie getroue diensknegt. Dis wat ons graag van ons meester wil hoor. En daarmee sluit ek af, as rentmeesters, het die Here alles in ons lewens aan ons toevertrou, ons aangestel daaroor, so ook met ons vermoë. En so het ons nou vanaand gesien, daai 3 gedagtes, hy verwag van ons, die eerste, hy het dit vir ons gegee, die tweede, hy verwag van ons om getrou te wees daarmee, en uiteindelik
sal ons verantwoording doen. En ons wil daai woorde hoor, mooi so goeie getroue diensknegt en ook daai gedeelte, gaan in die vreugde van jou Heer. Sal dit nie wonderlik wees? En ons het gesê, ons gaan hierdie week kyk na baie verskillende dinge wat die Here aan ons toevertrou het. Want ons wil onderworpe wees, ons wil vir die Here sê, Here, U kom eerste ons. En dit moet ook waar wees met vermoë. Dit wat die Here my mee geseën het, en ons hoef nou nie 'n kursus te gaan doen daaroor nie, maar ons weet, ons het sterkpunte, en dit wat ons het, die vermoë. Wat doen ek daarmee? Vir wie gebruik ek dit? Wie bevoordeel dit? En daai antwoord moet wees, dit moet uiteindelik iets vir die Here beteken, ek moet hom daardeur verheerlik. Want ons gaan eendag verantwoording doen, en daarom wil ons opnuut onderwerp aan die Here, en daarom wil ons opnuut goeie rentmeesters wees, van dit wat die Here ons mee toevertrou het. Seker maak, ons is goeie rentmeesters. Dis ons boodskap vanaand oor ons vermoë, en daarom kan ons afsluit. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Wonderlike Here, ons kom sê net weer vir U dankie, en so gaan ons sekerlik in hierdie week nog 'n klomp keer vir U kom dankie sê oor dit wat U aan ons toevertrou het. Here, U het vir elkeen van ons in ons moederskoot gevorm en 'n persoonlikheid gegee, en sekerlik saam met dit sterkpunte, vermoë gegee, en so het ons groot geword, geleer, ons persoonlikhede gevorm, en saam met dit nog sterkpunte ontwikkel. Here, en toe word ons U kinders, en U kom gee vir ons genadegawes, mildelik, vanuit U hand. En ons gebed vanaand is, Here, dat dit alles wat U vir ons gegee het, dat ons getroue rentmeesters sal wees. Daar waar ons beweeg, dit wat ons doen, die mense met wie ons in aanraking kom, dat hierdie vermoë sal gebruik word tot U verheerliking. En ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat ons dit kan bid, dankie dat U woord ons daaraan herinner, en dankie vir vanaand. Here, ons bid dan ook so vir môre aand en woensdag aand, dat U dan ook daarin, Here, maar net nader aan ons sal kom beweeg, U woord vir ons sal oopbreek, om vir ons sal wys wat U van ons verwag. Ek bid ook so vir almal wat vanaand weer op die pad gaan, Here, dat U met elkeen van hulle sal wees, dat U 'n hand van beskerming oor hulle sal wees. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Kom ons sing ons slotgenade van die Here Jesus Christus, ons verlosser, en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Gees met U wees en met U bly. Amen.